wasted years, wasted years. Oh, how foolish as you walk on in darkness and fear. Turn around, turn around. God is calling. He's calling you from a life of wasted. Broer en suster, ek gaan saam met blaai na Lukas 15, die 11ste hoofstuk toe. 11de vers. Lukas 15, vers 11. Baie bekende gedeelte, trek oor die wêreld word hy gepredik en ek het self al verskeie kere gepraat oor die verlore seun. Omdat die woord, en dit wat ons sien, 2, 3-dimensioneel, oor wil jy, waar staan ons nou al 12 dimensies, waar staan ons met die wetenskap? 12 dimensies. En die wetenskap uit as 12 dimensies. Maak die saak van watter kant af, van watter hoek af jy kyk nie, is die woord so ryk, daar is altyd iets niets. Halleluja. Daar is altyd iets niets. Hy sê in die 11de vers, Lukas 15, hy het ook gesê, dit is Jesus. 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van my eiendom, wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis. Ek wil jy moet oplet op die woord spesifiek. Verkwis. Deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Hy het hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om die varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. So die ou was honger ook. En hy het by homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maar soos een van u huurlinge, maak my, dis sy pleidooi, soos een van u huurlinge. Hy het opgestaan en sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel. Hier is 'n belangrike een, ek het dit nog nooit gesien, vanmôre vir die eerste keer, maak die Here dit vir my oop. En hy het gehardloop, en hom omhels en hartlik gesoen, onthou hy ryk soos die varke. Hy kom van die varke af. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel voor u en ek nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê aan sy diensknegte, bring die beste kleed. Trek hom dit aan. Gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit
en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my wat dood was, het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Die res van die verhaal ken jy, waar die oudste seun terugkom, jaloers was, en baie omgekrap was, en sê, maar Here, ek het u gevrees, alles wat u gevra het ek gedoen, maar u gee aan my broer, terwyl hy alles verkwis het, alles weggegooi het, gee u vir hom weer terug. So ek wil met u praat oor jou verwantskap is gekoppel aan jou erfporsie. Ek wil hê, jy moet dit net vanmôre kry. Jou verwantskap met God en jou verbondskap is gekoppel aan jou erfporsie wat reeds uitgelê is vir jou. Jy moet verstaan vanmôre. Daarom gaan baie mense in 'n geestelike bankrotskap in. Dit wil sê 'n plek wat hulle voel, hulle is niks. Baie gaan in finansiële bankrotskappe in. Hulle het niks. Daar is niks vir hulle oor nie, daar is niks om voor te leef nie. Maar ek wil vir u sê, daar is 'n God vanmôre wat balans hou. Daarom het ek 'n waterpas, ek moes by 'n beroef een en ek het my groot maatband en my gereedskap wat eenkant was, het ek, wat redelik groot is, het ek gelos. Ek wil volgende vir iets wys, en wat die Here my gedeel het, en toe het vir my opgaan, daar iets vir my opgegaan, en dit het my eintlik opgewonde gemaak. Die woord bankrot kom uit die Italiaans uit nogal, bankrotta. Wat hulle gedoen het in die 15de eeuw, het hulle geldwisselaars gehad met tafels. En dan het hierdie ou gekom, en jy kon geld wissel, jy kon geld, dit was soos 'n bank, straatbankiere. So dit was ouens soos die cash loan manne, kom ons sê maar nie sharks nie, manne wat, jy kom en teen rente leen jy kom betaal dit terug wanneer jy kan, want jy kon nie net vlug op 'n vliegtuig klim of wegvlug nie, hulle sê jou kry. So jy leen dan by die geldwisselaar. Dan gebeur dit so dat hierdie geldwisselaar se geld raak klaar as gevolg van sy eie misrekening. Dan sit hy by die tafel en dis wat gebeur. Bankrotta beteken eintlik the seed of trade. Hulle breek sy bank. Dis waar die bank vandaan kom, ons bankwese. Hulle breek hierdie ou se sitplek en sy tafel letterlik. So ek het gedink dit is een of ander rot wat in 'n bank bly en hy's, maar daar is nie kos nie, daar is nie geld. Nee. Bankrotta, terwyl ek dit opkyk en naslaan, toe sien ek, hulle breek die geldwisselaar se tafel en daarom van daarof het dit dan uitgesprei na die westerse wêreld toe. Bankrot. Sy bank is gebreek. Ons weet daar is bankinstansies wat ondergaan reg oor die wêreld. Heel waarskynlik ook nog in die derde wêreldse lande gaan dit gebeur. Maar ek ken 'n God. Ek ken 'n God. Hy is nie 'n geldwisselaar. En hierdie God van my sê, dat die beeste op duisende van berge behoort aan my. Halleluja. Ja man, kom ons loof hom. Dan gaan hy verder en sê, en die aarde en die volheid daarvan behoort aan my, sê die Here God. Daar kan nie 'n bankrotskap kom nie. Die tafel kan nie gebreek word van voorsiening nie. Ons het elke maand dan vier ons hierdie tafel van voorsiening, want daar is 'n God wat voorsien vir sy volk. Ek is opgewonde hieroor. En op my laaste fases wat ek soms was, omdat ek gevoel het, Here, ek is werklik onder. Here, my maatband is letterlik gerek en getrek. Vang hom my broer. Hy is getrek, ek weet nie hoe roef so kort het maatband. Hy is op sy einde getrek. Hy kan nie meer, hy steek vas. Hy sê my God, nee. Jy meet jou aan die maat wat in jou menslikheid is. My maatband het geen einde nie. Halleluja. Geen einde nie. En ek wil vir sê, my God meet nie in millimeters en centimeters nie. Hy meet in eeue.
Hy meet in geslagte. Hy meet van die ooste na die weste. Want weet jy wat, in die ooste na die weste is onbeperk. Want kom jy daar, dis jy om die aarde in dieselfde rigting. Dit is 'n onbeperkte, oneindigende afstand. Hy moes afstand en tyd instel vir ons. Hy het dit nie nodig. Daarom sê soms, as ons mense trou, het gister weer 'n ouerige paartjie getrou daar, ek het dit nou nie daar gebruik nie, maar as jy ring, jou trouring, is eintlik 'n teken van oneindige, hy's nie gebroken nie, 'n oneindige verbintenis tussen die twee mense. Daarom is God se verbintenis oneindig aan sy volk en aan sy kinders, u en my, en sy mate ken geen einde nie. Halleluja. As jou kind by jou kom en die kleinkinders, ons het so 'n groot bottel, ek dink ons het hom nog by Salomine hulle, of Leon, ek weet nie, ja, ons het so 'n bottel met sulke klere, met so mooi deksel. Hy het sekere goedjies in ons by hulle gekry. En daar's so 'n ander groot ene. Maar daai ding is met al hierdie polar besigheid gestop tot bo. Hy deksel sukkel om op te pas. As die kinders daar inkom, dan lyk dit asof hulle verslaaf is aan die een of ander druk. Al die kleintjies. En die eerste, ouma, kan ons 'n sweetie kry? Sê ouma, nee. Maar ouma sal so agteraf. Jy weet mos hoe werk 'n ouma en 'n oupa. Ek ken daai storie. Ek weet van 'n ander oupa, hy ry skool toe. Dan vat hy koeldrankie, dan hoor ek aan bederf, hy sê, nee, hy het my vanillie iets gevat. Nee, oupa. Jy sien, maar dis ons hart. So vir ons kleinkinders gee, my pa en ma sê, oor die asperke. By ons God is daar geen perk vir die voorsiening vir dit wat jy God voor nodig het. Ons moet dit net begin kry en begryp dat ons mate is nie God se maat. Die plek wat ons op werk en die level wat ons op werk, wil ek vir iets kosbaars gee oor hierdie waterpas, is nie God se waterpas en hoe hy meet nie. God werk op 'n ander manier. God seën op 'n ander manier. God voorsien op 'n ander manier. Nou, in die Engels is dit the prodigal son. In Latyns eintlik, van waarop dit in die ou kerkewêreld vertaal was, beteken eintlik die roekeloos. Dit beteken 'n verkwister. Dit wil sê, hy het sy erfporsie nie net gaan uitbors nie, hy het dit verkwis. Hy moes dit weggooi. En daarom wil ek vir u sê, God gee aan ons, deur sy genade, op elke gebied, dit wat jy nodig het. As jy hom dien met jou hele hart, hoor wat ek vir u sê vanmôre, sal die maatband van God nooit stop nie. Want hierdie kan jy stop. Maar jy kan hom weer release. En glo my, by God se mate wat hy kan gee, kan hy sê, ek het so ver met jou gewerk. Jy wil nie hoor nie. Jy sien, ons sê vir mekaar, genade is onbeperk en dis 'n feit. Maar as mense wat God se genade rek, en ek het geleer, ongeag waar dit is, as die Here praat, moet ek beweeg. En 'n aardige ondervinding gister, ek doen dit nie in die publiek, en ek ken nie die mense nie, ek weet nie wat daar was, kom van Henneman af, en van die Vrystaat, en ek ken nie almal nie. En terwyl daar 'n jong paartjie met 'n babietjie sit, en die vroukie is swanger, met 'n tweede enetjie, en hulle sit so skuins oor my, en almal praat allerlei goed. Sê die Gees van die Here vir my, gaan praat met hom. Sê ek, Here, ek ken hierdie mense, ek weet nie of hulle in die kerk is. Here sê, praat met hom. U sien, want God het die maatband uitgehaal. En God wil vir hom sê, ek wil vir jou mate gee, ver bo waar jy is. En terwyl die ete klaar is, en almal rond staan en kuier, toe kry ek op een kant, uiteindelik, ek sê vir die jong man, luister, ek weet nie wat 'n kerkverband jy is nie, ek weet nie eens wat jy glo nie, maar ek wil vir jou woord gee vanmôre, dat God sê, as jy my sal dien,
Jy en jou vrou het die volle potensiaal. Ek het dit ervaar. God het dit vir my gewys. Toe sien ek die Here is besig binne in hierdie ouetjie. Hy het nog nooit so iets gehoor nie. Ek sê, gaan skryf vir die datum neer. God sê, hy gaan jou gebruik. Hy sê een of ander tegnologiese rigting. Ek sê, ek begin jouself voorberei. Hoor wat God sê. Jy gaan bevestigings kry dat God roep jou. Ek sê, hy kyk my so. Maar ek sien die begin beweeg. Goed begin gebeur. Die weer die gees van die Here is hier. Ek sê, begin om God te glo. En God gaan vir jou gee. Ek kyk sy vrou so, en ek sien toe sy haar speech gedoen het, toe sien ek, Here, hier is die pragtigste pastoriepaar. Dis wat ons nodig het, dat die Here ons jong mense weer opwek, daar weer iets in die kerkewêreld gebeur, deur ons jong mense wat daar iets gebeur, 'n beweging bring, maar deur die geesgedrewe krag van God, nie deur gimmicks en snaakse goed. Wat wil ek vir u sê? Dat selfs mense wat ons nie ken en nie van weet nie, weet God van. En ek wil steeds sê wat ek by altyd sê. Hulle sê jou lewe is jou uitgelê. En as jou streepie getrek is, come on. God trek nie streepies sommer net. Hy kan bepaal, hy kan sê dis klaar. Ons bepaal soms ons eie lewensstreepie. Ek vra net, wat van 'n ou wat selfmoord pleeg? God sê ook, hier is jou dag. Nee. Deur jou toewyding, deur jou verhouding, wil ek vir u sê, bepaal jy deur jou verbondsverhouding, so ver as wat God se liefde en genade strek, waar hy jou gaan dra. En sy genade is onbeperk. So 2 jaar terug by Tannie, toe ons haar begrawe op 99, sy het geglo sy gaan 100 haal. Sy het gewag vir haar seun wat 73 is van Nieu-Seeland af. En het bietjie gekuier en vir 'n maand of wat saam, en toe weet ons dis tyd. En toe besluit die Here, dit is tyd. Ek het haar in my bad gedoop, klompie jare terug. Kosbaar met die familie wat om ons gestaan het. Ek het 'n redelike breë bad. Ons het ou Tangriet daarin gedoop, daai broosliggaampie. En weet jy wat die heerlikheid wat daar was, in die trane. Al die hele lewe lank, die wêreld gedien. Verskriklik musikaal, daar's nie iets wat sy nie kon speel nie, skole afgerig, kore afgerig. 'n man, die mooiste sangstem, hoog in die mynwese opgewees. Die mooiste dubbelverdieping huis, en naby Jan Spits lughawe in Kempton, pragtig teen daai meer, te mooi, alles is daar. En op hierdie hoë ouderdom, ek dink op 92, toe doop ek haar. Ek sê, Tangriet, dis nie verby nie. Tot die dag van haar dood, as ek al sien, sy sê, Jantjie, sy het my so genoem. Dink jy nie, daar is nog dinge wat ek moet na kyk in my lewe nie? Daarom wil ek vir u sê, kyk na jou lewe. En vra die Here. Dawid was van die enigste min ouens wat gesê het, Here, toets my, deursoek my, deurgrond my. Hy sê eintlik, Here, meet my. Kyk, Here, of daar iets in my is wat u nie behaag nie, iets wat vir u nie welgevallig is. Hierdie jong man het alles gehad, en as ek het verstaan, was het 'n welgestelde pa gewees. En wat vir my mooi is, en dit het aan my gevat, om te dink dat 'n vark is 'n onrein besigheid. Bybel sê dit. En toe hulle by Gadara kom, en hulle vra, smeek deur dat die duiwels in ons inkom, dat ons daar af by die kraans kan afstort. Hier moet hierdie Hebreër moet varke oppas. Kyk dit dan. En ek weet nie of die pele giftig was nie, maar hy was nie toegelaat, alhoewel dit kan nie wees nie, want varke is om nie voor, mense kan dit ook eet. Hy was nie toegelaat om die pele te eet. Waar in jou lewe? Toe besef hy, kyk waar sit ek. Ek lyk soos 'n vark, ek ryk soos 'n vark, ek bly soos 'n vark, uit 'n ryk huis uit.
en hy maak die besluit. Jy sien, en dis die geheim. Wanneer ek 'n besluit maak, werklik vir die Here, is dit 180 grade, en ek vertrou die Here werklik, dat hy my gaan vat na plekke toe. En ek kan vir u sê, ek het mense gesien, uit die slegste van omstandighede, wat God omdraai, en wat God voorsien, op die wonderbaarlikste maniere, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Die wat gebeur, ons beperk God soms op die manier van ons geloof. Dan sê Here, ek het net dit nodig. Weet jy, ons is baie beskeie soms. Sy maatband is oneindigend. Sy genade is oneindig. Net om vir die kerk sê, hou op om in klein sarsies, klein goedjies te bid. Begin jou visie skuif en God vra vir groter dinge, vir jou geestelike lewe, vir jou finansies, vir jou liggaam, vir jou familie, vir dit wat nodig is. God kan dit verander. Halleluja. As ook tye wat ons soms goed vra, wat ons nie moet vra nie, wat die Here nie wil hê, ons moet hê nie, maar dank die Here, dat ten spyte van die verkwisting, en glo my ek het ook al by 'n verkwistingsstaat gewees, wat ons, dit wat God gee, eintlik maar net, ek wil amper sê, laat gaan na die varke toe. Terwyl God meer vir jou het, as wat jy dink. Die probleem is, baie leef net vir nou, en ons is in die systeem van ons land waar ons nou is, weet jy dat grootste deel van ons mense leef net vir nou. Môre maak nie saak nie. En dan kom ek agter, kinders van die Here doen dieselfde. As dit nou goed gaan, is dit fyn. As alles nou reg uitwerk, is dit fyn. Maar ek vra vir u, wat gebeur as dinge moeilik raak môre? As 'n party mense wat nie is ek wil sê die guts het om terug te kom en te sê, Here, vergewe my nie. Ek weet van mense wat in die wêreld is, hy is te skaam om terug te kom onder die geleedere van die kinders van die Here. Vir dit wat hulle gedoen het en wat hulle gesê het. Weet jy wat, die jongman was emosioneel, was hy bankrot. Dit wil sê, dit wat hy gehaat het, was opgebreek. Hy was emosioneel minderwaardig. Hy was in sy liggaam bankrot. Ek dink hy was vermaard gewees. Hy was arm. Alles verloor. Deur misbruiking oor die onverdiende guns wat God hom gegee het. En daarom het sy status verlaag van 'n ryk jong man met alles na eintlik 'n slaafstatus waar hy varke opgepas het in die slegste van omstandighede. Ek wil sê, in die geskiedenis van die Hebreërs was daardie Hebreër die onreinste wat jy kon kry as hy varkoppasser was. Hulle het gewoonlik van die Amorite en van die ander ouens gebruik in die slawe, maar nie Hebreër self. En nie pas hy varke op. Daarom wil ek vir u sê, kind van die Here, wees versigtig met wat jy besig is. Want voor jy nou kom kry, dan as jy met die pele besig, dan wonder jy, Here, hierdie pele wat die varke om my eet, ek wonder of ek nie deel hiervan kan wees nie, want baie kinders van die Here versaak hulle erfporsie, dit wat God vir hulle gegee het. En dan wonder ek, as ek dit so reg lees, ongeag van die broer wat sy alles gegee het en getrou was, het God hom, uit sy pa, die tipe van God, hom weer terug herstel in sy posisie, in sy seunskap. Hy sal nie sê, sit 'n ring in sy vinger, want dit het beteken jou posisie. Bring hom 'n nuwe skoon kleed, dis sy posisie. Bring vir hom skoene aan sy voete, dis sy posisie. Bring die vetgemaakte kalf, dit was net vir spesiale geleenthede. Daarom wil ek vir u sê, kind van die Here, moet nooit die genade van God onderskat nie, want u en ek is erfgename. Romeine 8:16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Halleluja.
My Christendom gee my geen reg nie. Maar ek het reg deur Jesus Christus se prys en deur die bloed het ek 'n reg tot die Vader, het ek 'n reg tot my erfporsie, het ek 'n reg tot die hemel, het ek 'n reg tot dit wat God vir my instoor het. Jesus het Johannes 10:10 sê het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Daar's nie beperkings by nie. Ek wil vir sê verkwisting, ons moet so versigtig wees om nie God se woord te minag nie. Hier wat gebeur, dat baie keer die burgers van die land of kinders, kom ons begin by die kinders van God, is by 'n plek van aanbidding wat hulle die Here dien. Ons ken baie van hulle en baie van ons familie ook baie keer so. Dien God, dan hoor dit, lyk dit of dit beter gaan wees by die volgende plek. Dan verander ons burgerskap. Jy dink jy verander, maar jy word eintlik 'n dienende slaaf. Want dit werk nie so eetjie. En dis wat my probleem is. En ek praat met Pinkstermense vanmôre. Moenie jou Pinkster erfenis versaak vir iets wat niks beteken nie. Hulle kan my stry soos hulle wil. Daar is een saak wat soos 'n paal bo water uitstaan. Die kragwerking, soos nou die aand gesê het, van die Heilige Gees is die teken van die teenwoordigheid van God in die midde van die volk. En ons moet daarheen werk, dat die kragwerking van die Gees van die Here in ons midde gaan bly. Jou talente, jou gawes, dit wat God vir jou gegee het, vra ek u vanmôre, as ons dit nie gebruik in God se huis, terwille van God se werk nie, is dit verkwisting. Ek weet, dit is 'n moeilike woord vanmôre. Dit is verkwisting. Dank die Here vir genade. Dat die Here ons sal help dat ons nie dieselfde mentaliteit sal hê van die verlore seun, dat ek wil net hier weg. Ek wil nie meer hier by my vader wees en na die skape kyk en maar net nie betrokke wees nie. Ek wil meer hê. Sy meer het hom gebring in 'n bankrotstaat van niks nie. Sy meer het hom gebring by 'n verlore seun syndroom wat met kinders van die Here presies dieselfde gebeur. Hulle verval in daai verlore seun syndroom, dat hulle niks nie. Praat met 'n man wat uit ons kerk uit is, hy het groot geword, sy pa was 'n pastoor en niemand gaan weet van wie ek praat nie, so ek kan dit maar noem. Salwing op hom. Daar's 'n bediening op hom. As amper nie 'n instrument wat hy nie kan speel nie, maar ek praat hy kan. Jy weet, hy sê vir my, hierdie ou goed, hy kry my in die dorp, hy sê, hierdie ou goed het julle so sing. Ek sê, wag net so 'n bietjie, julle so sing, sê, jy het groot geword hiermee. Hy sê, daai wie hulle so herhaal, en hulle sing hierdie ou koortjies, hy sê, daai goed het geen betekenis nie. Hy sê, kom by die nuwe goed. Nou ek wil vir sê, ek was in kerke waar die nuwe goed is, en is pragtig, en is mooi. Maar jy moet die hele tyd konsentreer om saam te sing, en dan sal jy nog op die wysie te hou. So jy kan nie deurbreek en inbuig, en die salwing ervaar nie. Ek sê vir hom, nou jou musiektalent, kan jy dit uitleef, waar jy is, hy sê nie, ek kan nie saam met hulle speel nie. Was so Johnny het gepreek oor die geluid van Pinkster, het 'n ander geluid. Hy sê, ek kan nie saam met hulle speel nie, my instrument kan nie saam met die musiek gaan nie, en hy kan, hierdie ou is professioneel, in meer as een opsig. Wat ek wil vir u sê, verkwisting van talente, bring jou by 'n verlore seun en dogter status. Dit wat God vir jou gegee het, bly in dit wat God vir jou geleer het. En wonderlik is, hy kom kaalvoet aan, vers 22, en sy pa het hom gesien, en hy het opgewonde geraak. Weet jy wat maak my opgewonde? Dat die vader gestaan en wag het. Ek wonder hoeveel maande, ek wonder hoeveel jare, hoe lank het dit gevat, so sy pa moes elke dag iewers staan en kyk, waar is my seun? So mense in ons eie kerk, wat nou nog wag vir hulle seun. Maar my broer, die Here weet.
Ek gaan sy naam noem. Verskoon my oom. Hy sal my verskoon. Oom Albert, sy seun, seker oor die 30 jaar weg. Hy lyk presies soos sy pa. Nie weer gesien nie. En as hy iewers is, dan roep ons hom terug. Ons roep hom terug. Dis die deel van my notas. Maar hoor vanmôre, ons roep hom terug waar hy ook al is. God kan wonderwerke doen. En hy kan herstel bring. En hy kan genees. En hy kan oplig vir 'n pa se hart wat vra. Al wat hy sê, ek soek na my seun. En die kerk moet vir mekaar begin bid. Sê Here, ek wil U dien. Wil daar wees vir U. Wil vinnig vir U gee. Weet jy wat doen die Eskimo's? Ek gaan nou vir U verduidelik van hierdie waterpas. Hulle vat 'n groot dolk en drup hulle bloed op die dolk. Sit hulle hom in die sneeu buite. Vat hulle hom terug en drup hulle weer bloed van 'n dier op die dolk. Sit hulle hom terug, doen hulle 4-5 keer, en hy yslaag met bloed gevul. Dan plant hulle hom regop buite hulle iglo, daar in die Noord- of Suidpool waar hulle is. Dan kom die hongerwolwe, wat vleiseters is. Dan begin hy ruik die bloed. Dan is so 1000 keer plus sterker as hulle reuk as 'n mens. Dan begin hy hierdie ys lek. Die ys maak sy tong dood. En weet jy wat gebeur? As hy deur die yslaag is, begin dit sy tong sny. Maar is te koud, is gevries. Hy kom dit nie agter nie. Dan bloei hy dood. Dan het hulle weer 'n vel wat hulle kan gebruik. Dis presies wat die vyand met die kinders van die Here doen. Iets aanlokliks, cover hy met dit wat in jou hart is. Elkeen hier het iets in hulle harte wat dalk 'n swak punt is, of een van 'n probleem. En ek sugarcoat hom, soos die Engelsman sê, so mooi. En jy raak besig, en jou geestelike sintuie gaan dood. Jy ervaar nie, jy is eintlik besig om geestelik dood te bloei nie. En voor jy kom kry, dan hierdie vyand jou. 'n Waarskuwing vanmôre aan die kerk van die Here. Wees versigtig. Nou die maatband, sê die woord Johannes 3:34, hy praat eintlik maar van sonder maat. 3:34 wat God gestuur het, spreek die woorde van God, wat God gee om die Gees nie met mate nie. God het aan Jesus die Gees gegee of toegelaat sonder mate. Wat het hy gesê? Ek stuur die Heilige Gees aan julle. Het hy 'n mate daarop gekoppel? Niks. Sonder mate. Die Gees van God se belofte aan die kerk. Maar dit hang van jou af. Dit hang van my af. Amos 7 vers 7, daar's verskeie verse, Jesaja 28:17. Dan praat hy word gemeet met die skietlood. Gebruik die skietlood het hulle gebruik ongeag van hoe ongelyk die boonste oppervlak is. As jy tou het met die skietlood aan, dan het hy daai skerp punt en hy hang presies waterpas oor 'n sekere punt as jy waterpaspunt wil hê van die grond af. God se mate en sy skietlood merk en hy meet. Daarom wil ek vir u sê, waar gaan God ons bevind as God ons begin meet? En God kyk waar ons geestelik vanmôre is. Efesiërs 4:13. Eenheid van die geloof, van die kennis van God, van die Seun van God tot die volwasse man. Die mate van die volle grootte van Christus. Weet jy wat sê hy? In die gestalte van Christus tot 'n volwasse man, in die mate van die volle grootte van Christus. Dit wil sê die Gees van God
kan die volheid in u en my kan hy bereik. Hoor vanmôre my broer en suster. En hierdie het my getref. Terwyl ek sit, ek was eintlik met 'n ander boodskap besig. Ek het nog gisterand daar gesit met hitte en met springs, dit is om vir die mense ry om te kyk. Ek kry nie die besigheid dat dit werk nie. Die Here praat met my en gistermiddag toe begin dit nou al in my draai. Dis waterpas. Wat is sy naam in Engels? Spirit level. Die gees van die Here sê vir my, gaan haal my lang in my stoor. Het so lange. Is dit nie baie soet die gees van die Here? Jy kan deur hierdie babbel sien, sonder om te sondig teenoor die Heilige Gees. Hoor vanmôre my verduideliking. Sonder om, jy kan deur hierdie babbel sien, maar hy gee die aanduiding van die lyne van wat is waterpas. En ek hoor vanmôre, as ons God se waterpas is en die Gees van God is in ons, gaan die ongebalanseerdheid uitwys. As jy vra, Here, wys vir my uit. Amen. Jy sal agterkom, ek is die waterpas. Ek het die bynaam by die werk. Party van hulle sê vir my, Jan, maak 'n plan. Ek het altyd 'n plan vir 'n ding. En van die swartes noem my maar 4 eyes. Ek my brille dra, want ek sal inloop, sê ek, daai ding is uit waterpas, het hy skeef breek af. Daai is reg. Ek het 'n ding, het 'n oog gekyk vir 'n ding, sê reg. Ek haat dit. God se waterpas is altyd in lyn. Maar ek vra u, as hy sy waterpas op ons plaas, en in jou sielsdimensie plaas, wat gaan hy wys? So by the way, om te weet of 'n waterpas werk, jy sit op 'n oppervlak neer en kyk waar staan hy, en draai hom om. Die een is uit. En moet dieselfde plek staan. Roep weet, ek het al 100 stukke geslaan. Kom op 'n site, as hy uit is, dan gaan hy. Want 'n waterpas moet reg werk. En hiermee sluit ek. En dit het ek sommer net nou gekry. Net voor ek ry, toe gee die Here dit vir my. As 'n Hebreëse woord, kazaza, jy kan dit gaan opkyk, dis in die ou Joodse kultuur was dit gewees. Wanneer 'n kind hulle erfporsie of hulle ouers ontsê, of hulle sê, ons is klaar met julle, of hy verwerp die kultuur van die Jode, en hulle gaan weg, dan tree die wet van die kazaza in. Wat dan gebeur is as hierdie kind terugkom, gewoonlik of iemand sien hom aankom, dan die mense, ek sien nou nie kleipotte nie, dan die mense kleipotte. En wat hulle dan doen, hulle doen 'n manifestasie. As hulle by die kind kom, of man of wat hy ook al is, dan gooi die kleipot stik in skerwe voor hom. Dan sê hulle vir, omdat jy jou vaderhuis, omdat jy jou kultuur, omdat jy jou rug op jou God gedraai, sal jou lewe in skerwe breek. Soms was die hele village wat dit gedoen. Soms was dit die groep mense wat daar was wat dit gedoen het. Wat sê die woord? En toe die vader hom op 'n afstand sien. Halleluja. Voordat sy broer of die diensknegte. Kom ons kry dit net gou. Hy het opgestaan en sy vader gaan en nog ver was sy vader hom gesien. En ek jammer vir hom gevoel. Kyk wat sê hy hierso, vers 20. En gehardloop. Hoekom het pa gehardloop? Voordat iemand met 'n pot uitkom en 'n skerwe gooi en sê, vervloek is jy, het jou rug gedraai op jou pa en op jou kultuur. Dis diep. Ek het vanmôre kry te praat die gees van die Here met my, te voel ek die salwingsdag. Ek wil vir u sê vanmôre, kom tot jou sinne, as jy buite God se orde en buite God se plan is.
Maar dank die Here, daar is 'n pa. Hy hoef nie te hardloop na my nie. Hy is alomteenwoordig, die God van ewigheid. En hy stuur sy seun. En eintlik geestelik het hy gehardloop na ons toe. As jy mooi daarna kyk, hy het eintlik met sy arms oop. En dit wat baie het hom nie aanvaar nie, soos die seun se broer, is klaar met hom. Kom kry al die voordele, is klaar met hom. Maar die pa het gesê nee. Wat vir my wonderlik was, dat Jesus het nie gesê, Vader, ek was nou daar, en dit is nou reg, en ek het die ring, en die kleed, en die heilige skoene en gewaad nie. Hy sê, laat ek die prys betaal. Dat ek die kazaza wees vir die volk, vir die mensdom. Hulle breek hom in stukke. Hulle breek hom in stukke. Vir een van my. Kerk van die Here hoor vanmôre. Sy opwekking het hom weer in sy koninklike status gesit. Waar hy regeerder is en waar hy regter gaan word. En waar hy saam met God regeer. Want ek vra u vanmôre, terwyl die musiek vir ons gaan speel, hoeveel van ons, as jy saam met my sal staan asseblief, sou nie al lankal weggewees het, as die genade van God was.